die toekoms van werk. Verbeel jou, jy stap een oggend in jou kantoor. Jy verwag om jou kollegas te sien. Iemand wat klaar die koffiemasjien, iemand wat alweer 'n XLR nie ordentlik gestoor het nie, maar nie. In plaas daarvan sien jy 'n robotte. Hulle werk 24 uur per dag. Hulle glimlag nooit nie en hulle vra nooit vir salarisverhogings nie. Dit klink dalk soos 'n grap, maar dit is nader in die toekoms as wat jy dink. Die toekoms van werk. So, die vraag is nou, hoe gaan dit ons toekoms en ons werk beïnvloed? Wat my natuurlik na my eerste punt bring, die outomatisering en kunsmatige intelligensie. Masjiene en algoritmes doen al hoe meer die vervelige werk. Hulle maak geen foute nie. Hulle werk 24 uur per dag sonder om vir koffiebreuke te vra. Maar dit beteken nie dat ons mense oorbodig is nie. Inteendeel beteken dit dat ons net moet werk aan wat die masjiene nie kan doen nie. Empatie, kreatiwiteit en emosies. My tweede punt is die opkoms van digitale vaardighede. Deesdae kan jy nie net sê, ek kan PowerPoint gebruik nie. Jy gaan moet kan sê, ek kan 'n robot leer om vir my PowerPoint te gebruik. Dit is die nuwe basiese geletterdheid. En as jy nie gemaklik voel met tegnologie nie, gaan jy wees soos iemand wat VHS-bande probeer terugspoel, terwyl die res van die wêreld geautomatiseer is. My derde punt is die verskywing na afstandwerk. Ons weet al lank dat werk nie meer 'n plek is nie, maar 'n aktiwiteit. Deesdae kan jou kantoor in jou kar, jou kombuis of selfs op jou bed wees. Alhoewel, ek raai nie daar laaste ene aan nie, want jou werkproduktiwiteit neem drasties af met die behulp van 'n kussing. Ek het onlangs gehoor van 'n werk wat almal van afstand te werk, maar kom 1 keer per week by mekaar, nie op 'n brood werk nie, maar net om te gesels, sodat ons die verhouding tussen mense kan bou. My vierde punt is die etiese en maatskaplike vraag. Tegnologie is wonderlik, maar dit bring ook moeilike vrae. Wat gebeur met die mense wie se werk gevat is deur die masjiene? Hoe beskerm ek my inligting wanneer ons data meer werd is as goud? Dit is nie meer die robot sal dit uitsorteer nie, en glo my, hulle gee nie om wat 'n pensioenfonds is nie. Rian van der Berg, tegnologiekenner en adjunkt van Vestas, skryf 'n artikel op Netwerk 24 geplaas op die 8 Oktober 2025 dat ons moet besef wat die voordele en risiko's is van KI. Hoe vinniger die kar ry, hoe beter wil die remme en lugsake wees. Hy skryf verder dat ons moet leer hoe om KI eties en verantwoordelik te gebruik. My vyfde punt is dat die menslike faktor onvervangbaar bly. Ten spyte van al die slim masjiene, bly sekere dinge en menslik. 'n Rekenaar kan dus vir die komponeer, maar dit sal nooit trane oor sy musiek kan bring nie. Hy kan nooit 'n grap vertel en vir sy eie grap lag nie. Nee, dit is iets wat uniek menslik is. Dit is ons superkragte. Kreatiwiteit, empatie en emosie, verhoudings, enigiets, net menslik. So dit is nie meer 'n geveg tussen robotte en mense nie. Dit is 'n vennootskap. Kunsmatige intelligensie in die werkplek is geen donker wolk wat oor ons hang nie. Dit gee ons 'n kans om 'n nuwe wêreld te bou. Daar's geen meer omdraai nie. Waar tegnologie die swaar werk doen ons al die betekenisvolle werk. So ek los julle met hierdie vraag. Gaan jy eendag die een wees wat jou tegnologie vervang word, of die een wees wat dit beheer?